Geliefdes, hartlike goeiemôre aan elkeen van julle wat saam ingeskakel is na hierdie erediens, maar ook julle wat in die huis van God is vanoggend. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons sê vanoggend vir U baie dankie dat ons weer eens bevoorreg is om vanoggend so saam in U huis te kan wees en saam met ander gelowige kinders van U oor die lig ingeskakeld kan wees na hierdie erediens vanoggend. Aan U gee ons al die eer, al die lof, al die dank, al die aanbidding van ons hart en lewe. Dankie vir die kosbare voorreg wat ons het, Vader, om terwyl ons hier in U huis is, maar ook terwyl ons oor die lig ingeskakel is, vir hierdie oomblikke in U teenwoordigheid volkome te kan wees. Daarom bid ek, Vader, dat U elke oor sal open en elke hart ontvanklik sal maak, sodat elke persoon nie die stem van 'n mens nie, maar die stem van God Almagtig sal hoor, wat ook op hierdie Sondagoggend weer eens met elkeen van ons kom praat. Dankie vir alles, Here, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, God kom sê vanoggend op hierdie Sondagoggend weer vir elkeen van ons: maak die afleidings in jou lewe dood. Ek wonder of jy hierdie week 'n bietjie gaan dink het oor hoeveel afleidings daar werklik oomblik vir oomblik in jou en my lewe is. Ek het heel in die begin het ek gesê dat God gesê het vir my dat hy nog baie lank met ons hieroor gaan praat. Want vir God is dit so belangrik, omdat ons as mense geen idee het hoeveel afleidings op 'n daaglikse basis ons fokus van God af wegvat nie. Geliefdes, ons is as ware geboei. Ons is vasgeketting as ware aan die afleidings. Dinge wat ons aflei en daardeur vat dit ons fokus van God af weg. Ek dink jy ons het regtig 'n idee hoe aan mekaar hierdie goed gebeur nie. Geliefdes, en eintlik as ons bietjie mooi daaroor gaan dink, sal ons besef, dit is eintlik scary. Scary hoeveel dinge ons fokus van God afvat, wat se dinge ons fokus van God afvat. Geliefdes, van die hartseer is dat wanneer iemand of iets jou geboei het, dan beteken dit eintlik, hulle het mag oor jou. Hulle wys daarmee dat hulle mag oor jou het. Hulle beheer jou lewe nou. Daardie dinge wat jou lewe beheer, jy sal weet wat dit is. En jy mag dalk voel dat jy eintlik genoeg van afleidings al oor hierdie kanaal gehoor het, en dan wil ek jou kom skok vanoggend, jy gaan nog baie hoor. Want God is nog lank nie met ons klaar oor dit wat ons fokus van God afvat nie. Geliefdes, ons sukkel om regtig, ons almal sukkel om regtig te hoor wat God sê. Ons sukkel om God se stem te hoor, omrede daar te veel dinge is wat ons fokus afvat. Daar's baie skierie dinge wat ek en jy behoort te weet, en met God se hulp en God se genade gaan ons daardeur werk. En dan sal ons eers besef dat ons werklik kan vry wees. Eintlik is dit so skokkend. Mense rondom ons almal loop geboei met kettinge om ons op hierdie aarde rond. Geliefdes, eintlik was dit vir my persoonlik 'n geweldige skok toe God dit met my gedeel het. Ons dink ons is almal vry, maar ons besef nie hoeveel dinge is daar wat ons lewe beheer nie. Kom ek noem 'n eenvoudige voorbeeld. Ek kon nou nie op tone trap vanmôre nie, want anders kon ek nou 'n selfoon gebruik het. Hoeveel distractions kom van selfone af? Hoeveel mense is so vasgeketting aan wat op daardie selfone aangaan? As jy in 'n geselskap is, dit almal met hulle selfone. Mense praat nie met mekaar nie, maar die hartseer is as hulle nog dan goed op daardie selfoon kyk, wat nie hulle fokus van God afvat nie, dan sê God, is dit reg. Maar waarna kyk jy elke oomblik?
En wanneer jy met hulle so praat, sal hulle sê, maar almal doen dit. Dis die inding. Dis nie snaaks as ek dit doen nie, dis deel van ons hele generasie. Geliefdes, God sê, kom ons gebruik 'n ander voorbeeld, wat nou nie gaan maak, dat 'n hele paar alreeds die selfoon dan doodgemaak het nie. En dit is, jy word in die oggend wakker, en die krag is af. Ons weet hoe keer dikwels dit gebeur, loadshedding. Jy het eers gehoor, daar's loadshedding en die krag is af. En jy het 'n baie besige dag voor jou. En nou sê jy, nou is my hele dag deur mekaar. Hoe gaan ek alles nou betyds klaar gedoen kry, dit wat ek moet doen? Is ek reg? In plaas daarvan dat jy sê, dankie Vader, ek leef nog, ek het wakker geword en ek haal asem. Ek leef. So geliefdes, sê my net op hierdie punt 'n bietjie, wie beheer nou regtig jou lewe? God of Eskom? Ek vra maar net, want hierdie is dinge wat ons almal doen. Dinge waar ek en jy moet begin besin. God wil jou en my vrymaak. Hy wil die ganse mensdom kom vrymaak. Weet julle wat beteken revival waarvoor ons so bid en God voor vertrou? God wat homself reveal aan die mensdom. Ek weet nie van jou nie, maar dis waarvoor ek God vertrou. Kom ons maak die woord van God oop daar by Romeine 12 vers 17. Verskoon tog. Kom ons lees net vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Vers 2. En nou moet jy baie mooi luister. En word ekskuus tog. Geliefdes, in die tweede vers van Romeine 12:17 sê, en dit is so belangrik, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hier in vers 2 lees ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Afleidingsgeliefdes lei tot patrone, en oor het jy, as jy afgelei word, dieselfde patroon. Jy kan dalk nou in 'n moeilike seisoen in jou lewe wees, of op 'n slegte plek in jou lewe, maar die waarheid is, ek en jy word geboei deur patrone. God wil hê ons moet vrykom van hierdie patrone, en as ware in die beginsels van God ingaan. En wat is God se beginsels? Dis die vrug van die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, lankmoedigheid, vriendelikheid, getrouheid, selfbeheersing, goedheid. Maar vir jou verhoudings met diegene rondom jou, is dit belangrik, nie vir jou verhouding met God nie. Want hoe ons ander mense behandel, geliefdes, weerspieël ons verhouding met God. Wat beteken dit? Mense sukkel om verhoudings te verstaan. Ek gaan dit weer herhaal. Ons verhouding met ander mense weerspieël ons verhouding met God. Soos jy die vrugte van die Gees, die beginsels van God in jou lewe kan toepas, deur ander mense rondom jou, die mense met wie jy elke dag te doen het, dan kan jy van daardie afleidings begin ontslaa raak. As jy dalk iemand is wat veel eisend is en ander mense manipuleer, dan is jy geboei aan afleidings.
Het jy al ooit so daaraan gedink, hoe sal jy voel as God veel eisend of manipulerend met jou is? Daarom, geliefde, sê God, raak vry van patrone en kom in die beginsels van God in. Want die enigste manier hoe ek en jy 'n patroon in ons lewe kan breek, is om uit te kom en te leef in God se beginsels vir ons lewens. Maar onthou, dis belangrik, saam met God se beginsels vir ons lewe, kom daar altyd grense. Daar is altyd boundaries. Want grense het God daar gestel vir jou en my beskerming. Weet julle wat beteken die woord manipulasie? In die woord witchcraft, heksery. So wanneer jy iemand manipuleer, dan is dit wat jy eintlik direk doen. Grense, geliefdes, is daar vir jou en my beskerming. En wanneer jy by God se grense hou en jy's gehoorsaam aan God, is dit altyd tot die eer van God. It's all about Jesus. Dit gaan nooit oor ons as mense nie. En daarom sê God, raak vry van hierdie patrone. Geliefdes, die ding met grense maak die meeste van die tyd nie vir ons as mense sin nie. Julle moet my hart hoor vanmôre. Baie dinge, wyses waarop God werk, maak nie vir jou en my sin nie. Let God just be God. God hoef nie enigiets aan jou en my te verduidelik nie. God hoef nie vir ons te sê hoekom hy dinge doen of toelaat soos wat hy dit doen nie. Hy is God die Almagtige, die hoogste autoriteit, die hoogste gesag. En ek en jy, ons is veronderstel om God net te vertrou. God sê ons moet begin om sy beginsels toe te pas in ons elke dag se lewe. Christus, soos die patrone wat jy en ek in ons lewe, in ons besluite geneem het, en wat tot afleidings gevolg het, jou nie 'n boeie kan vasketting nie. Het jy al probeer om jou arms aan mekaar vas te bind, en dan aan iets anders vas te maak? Dit sê ek baie keer ook, want God het dit al lankal vir my gesê, as jy iemand nie kan vergewe nie, as jy iemand haat, is jy eintlik met kettinge aan daardie persoon vasgebind. So jy sleep daardie persoon, wat jy nie meer kan oor die weg kom nie, elke dag saam met jou rond. Besef jy dit? En al hoe daardie kettinge gebreek kan word, is knip die ketting, spreek vry, vergewe, dis wat God sê. En daarom het die woord ons leer in Romeine 12 vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Jy voel ook lus om te sê, Vader, hoekom moet ek hierdie grens hê? Weet julle, ek is so oortuig in my hart, dit is so hartseer, dat die jong generasie van vandag wil nie grense hê nie. Hulle soek nie boundaries nie. En wanneer jy vir God hierdie vraag gaan vra, gaan God jou nie 'n antwoord gee nie. Al wat hy vir jou en my sal sê, is ons moet hom gehoorsaam en ons moet hom vertrou. God wil vir ons alles gee wat ek en jy nodig het. Maar selfs wat ons begeertes van ons hart is, die woord leer ons dit. Maar dan moet ek en jy binne God se grense, God se wil, onder sy wolk van beskerming, moet ek en jy bly. Liefdes, God wil ons, as sy kinders, elke een van julle in sy huis, maar ook elkeen wat oor die lig ingeskakel is, Sondag vir Sondag na hierdie eredienste. Hoor my hart, God is besig om ons hoër en dieper en verder in sy woord te vat. God wil eintlik, dit is wat hy vir my gegee, die woordjie diek, D-I-G. Diek beteken Afrikaans grawe. Deeper into God is wat dit eintlik beteken. Deeper into God, dis wat waarheen God ons wil vat. Kom ons gaan
weer terug, ons het al reeds oor Samson gepraat, maar kom ons gaan net vir so 'n oombliekie weer terug na Samson toe. Want Samson was die leier van die neem van verkeerde besluite. Ek meen, Samson was die meester daarvan. Gaan lees daar in Rigters. Hy het gesê, God het vir hom gesê, ek gaan vir jou mag gee, ek gaan vir jou krag gee, maar jy moet binne my grense bly. Jy moet dit gebruik tot my eer en my verheerliking. Jy kan die ding op jou eie manier wil doen nie. En ek sê weer, grense is daar om ons te beskerm. En God het vir Samson gewaarsku. Jy gaan jou krag verloor as jy ongehoorsaam is. Ek gaan lees gerus weer Rigters 16 vers 15. Kom ons lees vinnig wat staan daar. Toe sê sy vir hom, dis Delila, hoe kan jy sê, jy het my lief, as jy my nie vertrou nie? Jy het my nou al 3 keer bedrieg en my nie vertel waar in jou groot krag lê nie. Kyk na die patroon van Samson. Hy was geboei deur iemand wat hom nie terug lief gehad het nie. Samson glo ek het regtig vir Delila lief gehad. Maar nêrens in die woord sal jy lees dat sy hom terug lief gehad het nie. Sy wou iets van hom gehaat het. Dis wat sy wou gehad het. Sy wou sy krag breek, of een of ander, dis kom sy bly vra, sê my waar lê jou krag? Weet julle wat 'n skokkend geliefdes? God sê vir my, die mensdom word daagliks oor die hele aarde geboei en raak verknog en verlief op dinge wat hulle weet onmoontlik is om hulle terug lief te hê. Sê jy my vanmôre kan 'n selfoon jou terug lief hê? Nee. Maar jy hang aan daai sommige se lippe wat daai dinge wat hulle sê. Dis so ironies. Hoeveel mense is eintlik verknog en verlief aan aardse besittings? Dinge wat jou nie kan terug lief hê nie. Enige ding op aarde kan jou nie terug lief hê nie. Maar ek bedoel jou, jy het so 'n liefde miskien vir jou nuwe voertuig dat mense eintlik moet hulle skoene uittrek voordat hulle daar inklim, of dalk vir jou huis, trek jou skoene uit voordat jy my huis inkom. Hoor julle wat ek sê vanmôre, dis wat God sê. Om verlief te raak op dinge, dikwels aardse dinge wat jou nie kan teruglief hê nie, jy word geboei daardeur sodat jou fokus van God af weggevat word. Samson is 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat geboei was deur 'n ander persoon wat eintlik net ewel gedagtes gehad het, wat hom nie terug lief gehad het nie. En dit het daartoe gelei dat Samson nie binne God se grense vir sy lewe gebly het nie. Wat het met hom gebeur? Julle ken die storie. Hy het al sy krag wat van hom 'n baie sterk man fisies gemaak het, wat God hom gegee het, dit was 'n gawe. Het hy verloor, hoekom? Want hy die grense van God oorskry. God het hom daardie krag gegee dat hy enigiets kon doen met sy fisiese krag. En eintlik voel ons lus om te sê, Samson, hoe stupid was jy nie? Jy het al hierdie dinge van God gekry. Jy het hierdie krag gekry. Daar was so 'n salwing op jou lewe. God was lief vir jou. Hy het vir jou beloftes gegee. En toe gaan doen jy verkeerde dinge. Jy maak wat jy wil. Jy word die meester van verkeerde besluite neem. Van afleidings. Ek vra, hoeveel mense op aarde loop rond in kettinge? Geboei deur dinge, geboei deur hulle werk, geboei deur hulle finansies, selfs geboei sommige mense deur verhoudings,
Jy kan dalk sê jy daardie persoon lief, terwyl hulle net daarvan hou om saam met jou gesien te word, veral op social media, waar daar fotootjies geneem word. Jy's dalk 'n baie mooi mens. Hoe dikwels doen ons dan dieselfde fout as wat Samson gedoen het. So ons kan hom nie judge nie. Geliefdes, as ons mooi daarna kyk, is dit eintlik so hartseer om te dink dat ons as mense toelaat dat jy deur jou eie ongehoorsaamheid vasgeketting word aan mense of dinge wat jou nie eens lief het nie, en dan verloor jy nie alleen net jou vryheid nie, want jy's in bondage, maar jy verloor ook God se salwing op jou lewe. En dit alles gebeur omdat jy nie binne die grense van God bly wat hy daar vir jou gestel het nie. Juis om jou te beskerm nie, geliefdes, ek weet dit maak soms nie sin nie, want dit hoef nie vir ons sin te maak nie. Baie goed wat God doen maak nie sin nie. Jy verstaan dit nie. Here, hoekom? Here, waarom? Kan ek jou kom skok vanmôre? God hoef niks aan ons as mense te verduidelik nie. God sê jy moet hom net vertrou. Maar die hartseer geliefdes is as ek en jy nie die afleidings in ons lewe gaan begin doodmaak nie. Dan gaan dit ons doodmaak. Jy moet die afleidings doodmaak. Jy moet hulle in die asblik gooi. Jy moet die deure na leuns en ontkenning, sowel as die gesegde van ouma, almal doen dit mos. Almal kyk na daardie goed. Almal doen daardie dinge. Jy moet daardie goed finaal toemaak. Anders kan dit gebeur dat God jou verlaat. Wel, geliefdes, dis wat met Samson gebeur het. As ons blaai na Rigter 16 vers 20 gaan staan daar, toe sê sy, dis Delila, die Filistyne is op jou, Samson, en toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan so die vorige keer hy my losruk, want hy het nie geweer dat die Here van hom gewyk het nie, want hy het sy hare afgeskeer. Hy sê, ek sal net dieselfde doen as voorheen, en hy sê nog net een keer, Vader, en ek sal nog net een keer daardie dinge doen, omdat daardie goed kyk, almal doen dit, dis nie so erg nie. Dis deel van die generasie van vandag. Hoeveel keer hoor jy dit? Baie. Maar God het hom verlaat. Geliefdes, ek vra jou, kan jy regtig bekostig dat God jou verlaat? Kan jy dit regtig bekostig? Ek dink nie so nie. God is so ernstig oor dit wat die mens mee besig is in hierdie seisoen waarin ons leef. Alle dinge wat nie koninkryksgerig is nie. God sê as ek en jy nie by 'n punt gaan kom waar jy die afleidings gaan vernietig nie, dan gaan God jou verlaat. Ek vra weer, kan enigiemand van ons dit bekostig? En toch staan dit in die woord van God. Daar staan, Samson was die meester van besluite, verkeerde besluite, een na die ander. Hy het net voortgegaan om sy eie ding te doen. Hy het nie volgens God se beginsels geleef nie. Hy het nie binne God se grense vir sy lewe gebly nie. Hoor my hart vanoggend. As ek en jy nie op 'n plek in ons lewens gaan kom, waar ons heel eers vir God gaan vra, wat moet ek doen in elke situasie nie? En Vader, help my om binne u beginsels vir my lewe te bly, om die afleidings in my lewe te vernietig, dan loop jy gevaar dat God jou kan verlaat. Ek op hierdie punt kom, toe sê ek, Here, nou gaan ek moet houe verduur, want ek is een wat nog altyd gesê het, ek is 'n grace preacher. Jy kan altyd sê, nee pastoor, nou verstaan ek jou glad nie. God is net genade.
En enigiemand wat in Jesus is vry. Ons godsdienst sal ons staande hou. Geliefdes, dis buite die konteks van God se woord waarmee ons nou besig is. Mense vat baie keer 'n skrif buite konteks en dan hardloop hulle daarmee. Hoor wat God vir jou sê vanmôre. En dit is waarom dit vir God so belangrik is, dat ek en jy die afleidings in ons lewens tot niet sal maak. Hou op om dinge lief te hê wat jou nie terug lief het nie. Hou op om te skinder. Ek kan jou waarborg, skinder het jou nie lief nie. Hou op om te judge en te kritiseer. Hou op om mense te haat. Want verseker is dit nie beginsel van God nie. Dit is 'n afleiding wat tot jou eie vernietiging kan lei. En die Here wys my met hierdie afleidings, hoeveel keer drink ek en jy die gif van ons haat en ons kinderstories en ons judge en ons blame shifting en al die dinge. Dan dink ons as die ander ou gaan dood en wie sê ou wat seer kry? Is ek en jy alleen. Wil jy so Samson eindig? Want God in sy woord sê, ek het julle nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, van liefde, van selfbeheersing. Dit is maar net vrugte van die gees, geliefdes, dis wat God ons gegee het. Maar as jy nie stop met afleidings wat tot vernietiging lei nie, kan God jou dalk net verlaat. God se genade is daar vir ons, verseker. En weet jy wat, nie een van ons kan ooit God se genade verstaan nie. Net soos wat ons nie die werke wat God doen, die dinge wat God doen, kan ek en jy ook nie verstaan nie. Net so kan ons God se genade nie verstaan nie. As jy nie stop met afleidings wat tot vernietiging lei nie, kan God jou dalk net verlaat. En eintlik behoort hierdie woorde jou so aan die hart te gryp vanmôre en sê, Here, dit is onaanvaarbaar, ek kan nie daar gaan nie. Samson het 'n salwing op sy lewe gehad. Hy het die hand van God op sy lewe gehad. Hy is uit 'n onvrugbare moederskoot gebore. Hy het krag gelees en toe lees ons God het hom verlaat. Ons ken nie die storie. Hy het hom gevang en sy oë uitgehaal. Hy was blind, hy het hom in die tronk ingegooi. Weet julle wat? As jy gaan lees daar in Rigters verder, in die tronk het sy hare stadig begin groei. Niemand het dit agtergekom, sy hare het stadig begin teruggroei. Hulle wou net al die pad vir Samson wys hoeveel krag en mag het hulle oor hom. Hy wat gedink het, hy is die sterk ene. Hy wat gespog het met God se salwing op sy lewe, en toe gaan bly hy aanhoudende verkeerde besluit te maak. Maar Samson het tot God gebid. Dis wat God vanmôre vir elkeen van ons kom sê. Ons almal het foute. Ons almal doen dinge wat ons nie moet doen nie. Ons almal beweeg dikwels oor God se grense vir ons lewens. Onthou, as jy net luister na 'n kinderstorie, dan het jy so goed as jy's die een wat ook deelneem daaraan, want die deler is net so goed soos die steler, sê die spreekwoord. Samson het tot God gebid, Vader, ek weet, ek het 'n fout gemaak. Met ander woorde, Samson het berou getoon. Ek het U gemis. Ek weet ek het die grense wat U daar vir my lewe gestel het, nie nagekom nie. Rigters 16:28 staan daar, toe roep Samson die Here aan en sê, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God. Versterk my net tog hierdie keer, sodat ek net oor een van my oë my op hierdie Filistyne kan breek. Hulle het albei sy oë uitgehaal, dit staan daar.
God het dit gedoen, en ons ken die storie, hy het hom gehelp, en hy by 'n pilare gekom van daardie geweldige gebou, sy het 2 arms om die pilare gesit. En die hele gebou het in mekaar gesak. Samson het op 1 slag meer mense doodgemaak as deur sy hele lewe. Nou klink dit vir ons op hierdie punt, maar sjoe, dit was 'n rowwe man. Dit was hoe dit in daardie tyd was. Dis wat hoe dit was. Geliefdes, maar dit het hom gekos. En dit is die hartseer. Ongehoorsaamheid aan God kos jou 'n prys. Onthou jy nog wat God vroeër gesê het, as jy hom nie daardie keer gehoorsaam nie, hierdie keer kan dit jou duur te staan kom. Hy moes die prys betaal, hy het saam met die Filistyne gesterf. Vernietiging lei na afleidings lei na vernietiging, die neem van slegte besluite, en dan kan jy so maklik sê, maar ek het my eie vrye wil, wat jy waar kry. Geliefdes, hoor my hart vanmôre, elkeen van ons is deur God en vir God geskape. Jy is op hierdie aarde vir jouself, om met jou lewe te maak wat jy wil nie. Jy behoort aan God. Jy behoort nie aan jouself nie. Maar God vra vanoggend die beter vraag. Hy vra weer, kan jy dit bekostig? Dis 'n baie duur prys wat jy sal moet betaal. Geliefdes, grense wat God stel is nie volgens die wêreld se patrone nie, maar volgens die beginsels van God daar gestel, juis om jou en my te beskerm. Sodat jy jou krag kan behou en deur God beskerm word. Dit hoef nie vir jou sin te maak wat God doen nie. Ons kan al so lank besig hou met soveel dinge wat ons sê, maar dit maak nie sin nie. Dit hoef nie vir jou sin te maak nie. Jy het nie die reg om te vra vir God, hoekom nie? Jy moet gehoorsaam wees. Want is gehoorsaamheid is om God te eer. Jy gehoorsaam hom omdat jy hom eer. Dis wat God vra. Geliefdes, luister baie mooi, jy kan jou hele lewe lank. Jy kan jou hele lewe lank in 'n kerk deurbring. Jou aan godsdiens wy, maar jy kan nog steeds vir God mis. Ek gaan dit weer herhaal. Jy kan jou hele lewe lank in die kerk deurbring. Jy kan jou lewe aan godsdiens wy, maar jy kan nog steeds vir God mis, want baie mense, veral diegene wat in godsdiens is, wat hierdie religious spirit het, is vasgeketting deur die patrone van godsdiens. Godsdiens is 'n bietjie beter, sê hulle. Sonder om eers te weet dat dit jou eintlik dan beheer. Hoe ek kan nie die een diens op 'n Sondag misloop nie, dis 'n sonde. Luister, wie het dit vir jou gesê? Waar in God se woord lees jy, dis 'n sonde as jy nie op 'n Sondag in 'n kerk is nie. Dis seker die beste gewoonte wat ons kan hê, maar hoekom gaan jy kerk toe? Om God daar te ontmoet, om in sy teenwoordigheid te verkeer, om ontmoeting met God te hê, met ander medegelowiges. Daarom het God sê, moenie die gemeenskap van die gelowiges verontagsaam nie. Geliefdes, die waarheid is, ek kan jou op hierdie Sondagoggend van een ding 'n waarborg gee. En ek is bereid om my hand op papier te sit daarvoor. Jy kan dit gerus probeer. Jy kan vir 'n hele jaar lank in jou garage gaan bly, jou motorhuis. Jy gaan nie in 'n kar verander nie. Ek waarborg jou dit, jy gaan nie. 'n Kerk kan jou nie in die hemel bring nie, ek sê dit vanoggend oor die lig, dat elkeen my hoor. Al wat jou in die hemel kan bring, is jou lewende, intieme verhouding wat jy met God het. Jesus het na hierdie aarde gekom, hy het aan die kruis gesterf vir jou en my sondes, vir 'n ganse mensdom se sondes. Hy het opgestaan, hy leef. Hy sit aan die regterhand van God nadat hy opgevaar het hemel toe. Nie vir godsdiens nie, maar sodat ek en jy 'n verhouding met hom kan hê.
came to earth not for religion, but for a relationship. Dis wat God wil hê, 'n verhouding met hom. Ek sluit af. Moenie jouself in dieselfde posisie as Samson bevind nie. Net om later te moet uitvind dat jy jou hele lewe aan verlossing bestee het, in plaas daarvan om die koninkryk van God te soek. Dit gaan alles daaroor om die koninkryk te soek. Om die beginsels van God lief te hê. Galasiërs 5:22, gaan lees dit. Maak dit jou eie. Om die weë van God lief te hê. Onthou, God het jou eerste lief gehad. Hy lei jou elke dag. Hy sorg vir jou elke dag. Hy voorsien vir jou. Hy bewaar jou. Maar onthou net, jy het hom nie lief vir wat hy vir jou kan doen nie. Jy het God lief vir wie hy is. Die groot ek is hier agter op die bord by my. The great I am. Ons het hom lief vir wie hy is. Liefdes, mag God gee dat hy werklik ook die naprediker van hierdie woord van vandag sal wees. En dan gaan jy baie goed vergeet. Onthou net, waaraan is jy vasgeketting? Gaan vra vir God, hy sal vir jou wys. God wil hê jy moet vry wees. Want 'n mens wat in boeye is nie vry nie. Jy is nie vry nie. Jy kan dink wat jy wil, maak wat jy wil, jy is nie vry nie. En al wat God van jou en my vra, is dat ons in 'n lewende, intieme verhouding met hom elke dag sal leef. Amen. Ontvang dan ook nou die seën van die Here vanoggend, nie uit my mond uit nie, maar uit God se hart, uit sy troonkamer uit vir jou. Geliefdes, die Here wil julle seën en julle beskerm. Die Here julle God wil tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here wil julle gebede verhoor. Dan elkeen van julle sy vrede, sy genade, sy liefde, sy guns, sy blessings in oorvloed skenk. God seën elkeen van julle. Amen. Amen.